Nou, hoe kry ek vrede? Die van hierdie boek, die papiertjies skryf, kan nou maar skryf, die hier daar by die huis skryf, bring maar die penne en die goed uit en skryf, maak maar aantekeninge soos die Here julle seën, en skryf jou eie boodskap. Moenie hierdie boodskap neerskryf, skryf jou eie boodskap. Die Bybel sê vir ons in vers 6, moet er niks besorg wees nie, maak in alles julle begeertes deur gebed, smeking en danksegging aan God bekend. Gebed maak dat ek praat met God. Dis nie 'n resitasie nie. Dis nie mooi woordjies nie. Dis nie, dit val nie mooi op die oor nie. Gebed is 'n gesprek met God, waar daar iemand is wat vrede met God soek. En as dit jou benadruks, dan verander iets heeltemal in jou hart, rondom wat jy wil hê en wat vir jou belangrik is en wat nie vir jou belangrik is nie. God raak jou fokus. Paulus verwys 6 keer vanaf vers 4 tot 9, 6 keer verwys hy na God. Bly in die Here, vers 4. Die Here is naby, vers 5. Aan God bekend maak, vers 6. Vrede van God wat oor ons harte kom, vers 7. Vrede in die Here Jesus Christus. God wat vrede gee. 6 keer wil hy graag die fokus van die mense op God bring. Judea en Sintige, die boodskap wat ons het, wat ons uitdraas, God is sentraal. Hy is die Here en hy is een. Hy is die Vader wat in die hemel is en hom dien en aanbid ons hier. Nie Tygerberg Gesinskerk nie. Nie die wonderlike ervaring wat ons hier het nie. Ons kom by mekaar want hierdie is heilige grond vanmôre en God is hier. En wanneer ons dit besef, dan fokus ek op God. En dan is ek in 'n posisie waar ek vrede kan soek. Daarom sê, maak al julle begeertes by God bekend deur gebed. Praat met die Here. So in gebed is God eerste. En ek het nou nog enetjie nog gekies rondom gebed. Daar is so baie wat ek kan noem, maar die een van die meeste slaande, waar ek die meeste praat in my beradingskantoor, is die van vergifnis. Ek het met Johanna daaroor gepreek en vir julle gesê wat die invloed was op ons mense daarna. Vergifnis. Vergewe mekaar. Dit is moeilik om met God te praat as ek nie vergifnis in my hart het nie. Matteus 6 vers 12 wat gaan oor die gebed sê, en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. Vergifnis bring my weer in lyn met God en mense, en die struikelblokke van vrede en onvergewensgesindheid kom uit die weg uit. Een van die mooiste voorbeelde in die skrif wat my hart so aangegryp het oor vergifnis, is die van Jakob en Esau. Julle weet mos wat Jakob hier gedoen het. Jakob het gegaan en met potlensiesop het hy sy broer gaan verkil en hy het sy eerstgeboortige reg gevat. Nou ja, nie net dit nie, hy het sy pa ook nou gaan verkil. Weet met die hare wat hy aangesit het en so, en hy steel die eerstgeboorte reg. En terwyl sy ma hoor dat jou broer wil jou doodmaak, kom die gerug by hom uit en nou moet hy vlug, en vlug hy na Laban toe. Sien julle die geestesoog hoe die Here vir hom dwing en vir hom dryf om terug te gaan Bethel, altyd gevlug. Hy's lekker daar by Laban, hy moet terug gaan huis toe. En dis wat God hom bestel het. Want daar's een ding wat hom pla, en dis die verhouding met sy broer. En al wat hy hoor in sy kop, ek gaan vir jou doodmaak. Nou moet hy luister vir God. Sien in die geestesoog hoe hy nader kom, nou hoor hy nou, Esau is daar iewers, nou stuur hy eers die vee vorentoe as 'n geskenk. Hy stuur ek weet nie of stuur sy vrou, ek weet nie wat gaan sy vrou nou in die saak, he. Vrou en die kinders en alles stuur hy vir hulle, en dan sien hy sien sy broer. Hy sien sy broer. Sien jou geestesoog nou voor hy kan val op sy knie, want hy val eintlik op sy knie, tel sy broer hom op. En die Bybel sê hulle omhels mekaar en hulle huil met vergifnis. En dan staan hy terug, hy weet nie hoe om dit hanteer, hy wil so vir sy broer dankie sê vir hierdie vergifnis, en hier in Engelse vertaling NIV het daar Genesis 33 vers 10 as volgende het uitgespel. Hy sê ek wil nie dit vat net, sê no please, sê Jacob, I found favor in your eyes and accepted this gift from me, en luister na die kosbare woorde, for to see your face is like seeing the face of God, now that you have received me favorably.
Daar's nêrens op aarde wat ek en jy die gesig van God uitstraal, wanneer mense vergifnis kan sien in ons oë. Terwyl ons is dies wat gelei het, sien hulle die liefde van die Here in ons gesigte, soos wat ons hulle vergewe. 'n Kind wil so graag sien hoe sy pa hom vergewe. Hy verlang daarna. Die respek vir sy pa groei, en die feit my pa is iemand wat my vergewe. My pa verstaan my swakheid en my oortreding. En dan moet ek die ander vraag ook vra. Hoeveel keer sien mense God in ons gesig? Ons het mos 'n reg. Jy moet luister. Jy moet verander. Jy moet eers om verskoning vra. En as ek hierdie reg lees, dan lyk dit vir my lewe ons 'n lewe van vergifnis. Nog lank voor jy, wat Jakobie is, by my kom, het ek Esau al lankal vergeet. Ek het lankal vergeet. Weet nie waarvan jy praat nie. En ek omhels jou, en ek bedien jou met die liefde van die Here. Judea en Sintige gryp mekaar eerder in liefde, as vir mekaar in die openbaar te verneder, en mekaar seker te maak, maar dit mag het wees dat daar vergifnis, en dan natuurlik doelbewuste vergifnis, en vrede van die Here afkom. Gebed help my, om met God te bely, en vergifnis help my, om met mense te bely. Ons het nodig, om vrede te hê. En ek het vanmôre van die mense hier agter gesê, en ek sluit myself hierby in, selfs die mense aanlyn. Ons almal het nodig om iewers te vergewe. Jy moet selfs die vergewe wat al klaar oorlede is. Jy moet mense in jou verlede vergewe. Mense waarmee jy vandag werk, moet jy vergewe. Ons lewe 'n lewe van vergifnis, sodat vrede weer in my lewe kan inkom.